Hallo en welkom. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons verken hierdie week hoe ons kan goed doen met geregtigheid. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir hierdie week. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Vandag staan ons stil by die derde uitnodiging uit Mega 6 en dis om nederig die pad saam met die Here te loop. Ons gaan saam verken hoe dit is om reg te doen en reg te bly doen. Nou in die eerste plek, hoe kyk jy na nederigheid? Nederigheid is nie 'n swakheid of selfverwerping nie. Dit is nie om jou waarde te ontken of klein te praat van jouself nie. Nee, nederigheid is om te leef vanuit 'n diep wete dat jou lewe is 'n geskenk en dat ek afhanklik is van God, dat ek nie alles weet of kan beheer nie. En so is dit om met oop hande, oop ore en oop harte te leef. Nou hoogmoed aan die ander kant is om te sê ek weet, ek kan en ek het beheer. So om met nederigheid te leef sê, ek weet nie alles nie. En daarom luister ek, daarom vra ek, daarom vertrou ek. En dis die gesindheid van 'n leerder, nie van iemand wat dink hy of sy het niks om te leer nie. So wanneer ons na Jesus kyk, sien ons 'n volmaakte beeld van nederigheid. Dink aan Lukas 2 vers 46, wat vertel hoe Jesus se ouers hom kry as 12-jarige, waar hy sit by die tempel, by die leermeesters, hy vra en hy luister. Johannes 13 weer vertel hoe Jesus sy disippels se voete was. Die Here van die hemel, die Seun van God, kies die postuur van 'n dienskneg. Hy wys ware grootheid lê nie in mag en status nie, maar dit lê in diensbaarheid. En dan in Matteus 11 vers 29 sê hy, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus kry vir jou gemoed. Jesus koppel nederigheid aan rus, want as ek nederig leef, hoef ek nie alles te dra of alles te verstaan nie, ek kan in God se hande rus. So, om wat ons dan in die tuin van Getsemane kry waar hy bid, Here, nie my wil nie, maar U wil. Hy leer ons, nederigheid is om jou eie planne te los, God se wil te soek. En so is selfs die kruis 'n daad van nederigheid. Filippense 2 sê, hy het homself verneder, en hy het gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En ons sien hierdie pad reg deur die skrif. Moses word beskryf as die nederigste man op aarde. Nou dit beteken nie hy was sonder foute nie, maar dat hy diep bewus was van sy afhanklikheid van God. Ons lees hoe Maria, die moeder van Jesus, sing in haar loflied. Hy het neergesien op die nederigheid van sy diensmaagd. En haar verstaan dat God juis dit gebruik, wat nie groot in die oë van ander is nie. En ons lees dan hoe Paulus ook die gemeente in Korinthe herinner dat God nie die sterkste en slimste gekies het nie, maar die nederige van die wêreld, sodat niemand voor hom kon roem nie. Nederigheid is dis nie 'n neuwe gedagte nie, dis die manier waarop God se koninkryk werk. Maar hoe lyk nederigheid in ons wêreld? Nou ons leef in 'n kultuur waar sekerheid en selfvertroue dikwels vereis word. Jy moet 'n opinie hê, jy moet jou standpunt verdedig, jy moet wys, jy weet. En dan kan nederigheid voel soos 'n swakheid. Maar miskien is dit presies wat mense hinker na om te sien. Mense wat luister, eerder as om vinnig te oordeel. Mense wat vra, eerder as om antwoorde af te dwing. Mense wat bereid is om te leer, selfs by diegene wat hulle verwag het nie baie om te bied nie. In verhoudings beteken nederigheid dat jy nie altyd die laaste woord hoef te sê nie, dat jy maar kan luister na ander se stories sonder om reg te wil maak of om te argumenteer. En in ons werk beteken dit dat ons oop is vir samewerking, dat ons ander se bydraes kan erken en waardeer. En dan in ons lewe saam met die Here, is dit om te bid, Here, ek het U nodig, wys en leer my. Nederigheid bou brûe waar trots mure afbreek. En dalk het jy al gesien hoe trots verhoudings kan breek. Mense wat nie maklik kan erken as hulle verkeerd is nie. Mense wat ander stil maak omdat hulle glo hulle die enigste regte antwoord. Trots verhard harte, maar nederigheid maak oop. Nederigheid bring genesing, wanneer ek kan erken, ek
kyk dalk ten dele, ek het nie al die antwoorde nie, dan gee ek spasie aan die Here en aan ander mense om deel te word van my lewe. Om nederigheid saam met God te loop, beteken ook dat in die plekke van seer en ongeregtigheid van hierdie wêreld, ek nie aanneem, ek weet wat die probleem of die oplossing is nie. Ons doen goed en ons leer om reg te doen, wanneer ons met mense in gesprekke gaan, wanneer ons na hulle luister, wanneer ons hulle vra wat hulle dink die probleem en die oplossing mag wees. En wanneer ons so nederig saam met God wandel, dan hoef ons nie alles te weet nie, en ons kan ook nie. Dit bring ons op 'n plek waar ons erken, ek is afhanklik. Ons mag vra, ons mag stadig wees om te leer. Nederigheid bring ons nader aan God se hart. En dit help ons om hom te sien in onverwagse, gewone plekke. Want wanneer jy nie alles hoef te beheer nie, kan jy God se teenwoordigheid ervaar op maniere wat jy self nooit kon uitwerk nie. En so wil ek jou nooi om vandag in jou tyd van stilte met die Here te praat oor dalk een van 3 dinge. 1, waar is die Here alreeds besig om te werk in jou lewe? Here, waar moet ek U meer vertrou? En derdens, Here, wys my een persoon wat ek vandag met nederigheid kan benader. Nie met antwoorde nie, maar met vrae en luister. Mag jy vandag so in nederigheid saam met die Here loop. Kom ons bid saam. Here, U roep ons om nederig saam met U te wandel. En so dikwels dink ons weet, en dan vertrou ons eie insigte bo U wysheid. Here, vergewe ons daarvan. Here, leer ons om 'n luisterende hart te hê, een wat oop en nuuskierig is, nie hastig om antwoorde te gee nie. Here, help ons om te vertrou, dat al hoef ons nie alles te dra of te verstaan nie, dat ons getrou saam met U kan stap. En ons vra, Here, dat U ons vandag sal gebruik om ander met respek, nederigheid en sagmoedigheid te benader. Amen.